Openbaring 12 vers 3, en het lees aan so. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak, met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. Gelukkig is die vers baie eenvoudig vandag. Okay, so ons sien hy verskyn in die hemel en weer eens soos met die teken van die vrou wat in die hemel verskyn het, beteken dit nie dat die duiwel eers op hierdie oomblik ontstaan het nie. Soos ons voorheen gesien het, die vrou verteenwoordig die gelowige gemeenskap, hoofsaaklik die Jode dan nou, en die draak verteenwoordig die duiwel, soos ons klaar bewys het. Maar weer eens, die teken, nie soos die teken van die vrou, nie verskyn het of bestaan het eers op daai stadium nie, maar dit was gesien, so is dieselfde nou ook met die draak, hy was gesien, hy het nie verskyn of nou eers ontstaan nie. 'n beter vertaling sal lees en 'n ander teken is in die hemel gesien, as 'n verwysing na die draak. Die duiwel het nie eers hier sy bestaan gevind nie, maar was wel gesien as 'n teken, en hy was gesien as 'n teken, as 'n verwysing na die vervulling van profesie, ten opsigte dan nou van 'n profesie waar die duiwel dan nou betrokke is. Nie waar nie? En dieselfde profesie vervulling in terme van die vrou word ook tot vervulling gebring ten opsigte van die duiwel, aangesien die twee, die vrou en die draak dan nou, saam in die oorspronklike profesie verskyn het, so daarom kan hulle ook saam hierso as 'n teken verskyn, as 'n vervulling van profesie, want hulle het saam verskyn in die oorspronklike profesie. Soos ons gelees het in Genesis 3 vers 15, en ek sal verhandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom aan die hakskeen byt. En daarom wanneer hulle gesien word, is dit die indikasie dat profesie tot op die punt gekom het om vervul te word, en hulle kan saam gesien word van die oorspronklike profesie, was hulle ook saam in die profesie. Nou die bronteks praat van 'n groot rooi draak, eerder as 'n vuurrooi draak. Nou nêrens in die Bybel vind ons dat daar ooit 'n verwysing na die duiwel is as 'n engel wat rooi is nie. Die kleur rooi staan altans gereeld as 'n antitese teen die ware Israel, sowel as 'n uitbeelding van bloed wat gestort word in oordeel. So rooi of 'n rooi draak of 'n rooi engel word nêrens in die skrif gesien nie. Ons sien dit nie. Ons kan nie terugverwys na wat 'n rooi draak of 'n rooi duiwel beteken nie. Hierdie is die eerste keer eintlik maar wat jy dit sien. Maar die kleur rooi alleen kom, rooi, soos julle damduikers dit sê. Rooi. Skip maar daai deel in die videoetjie. Ek gaan aspres baie rooi sê. Die kleur rooi staan altans gereeld bekend as 'n antitese teen Israel, of as bloedstorting, of waar ook al oordeel plaasvind, sien ons baie keer dan die kleur rooi, of die uitbeelding van bloed wat gestort word. Ons lees van Rebekka, wat geboorte gee in Genesis 25 vers 24 tot 26, waar staan, en toe haar dae vervul is, dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot, en die eerste is gebore rooi, geheel en al soos 'n mantel van hare, daarom het hulle hom Esau genoem. En daarna is sy broer gebore terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou, en daarom het hulle hom Jakob genoem. Jakob se naam word verander na Israel toe, soos ons lees in Genesis 32 vers 28. En so word hy ook die vader van die Israeliete, en hy baar dan nou die 12 stamme van Israel. Dis waar die 12 stamme hulle ontstaan ontvind het, of gevind het. Die antitese dan nou van Jakob is Esau. Die teenoorgestelde van Jakob is Esau. Of althans, Israel is die teenoorgestelde van Esau, as jy wil, want Jakob se naam raak Israel. En waar Jakob Israel genoem word, word Esau weer Edom genoem, wat letterlik rooi beteken. Genesis 25 vers 30 sê, toe sê Esau vir Jakob, laat my tog sluk van die rooi goed daar, want ek is moeg, daarom het hulle hom Edom genoem. Edom beteken rooi of rooi goed.
So waar Jakob Israel raak Esau rooi. Hy is die antithese. Rooi is die antithese. Esau is die antithese van Jakob, van Israel. So die antithese van Israel is Edom, of althans rooi, want so was Esau se naam nadat hy sy geboortereg prysgegee het vir die rooi goed. En ons sien ook die kontras tussen die twee, tussen Esau en Jakob. In Romeine 9 vers 13 waar staan Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Jy sien daai kontras, daar's nie 'n sterker kontras as dit nie. Die een het ek lief, die ander een haat ek, sê die Here. So jy sien daai kontras wat getrek word in die Bybel tussen die twee. Of as jy hulle nuwe name wil gebruik, sal daai skrif sê, Israel het ek lief gehad, die rooi man het ek gehaat, Edom het ek gehaat, as jy hulle nuwe name wil gebruik. So nie net is die kleur rooi letterlik die antithese van die beloofde lyn Israel nie, dit word ook gereeld gebruik vir oordeel, soos onder andere met die maan wat rooi geraak het van bloed. Jy weet daai tipiese oordeelstaal wat ons gesien het, in Openbaring 12 vers 12, Jesaja 24 vers 23 ensovoorts. Of om rooi te raak van skaamte, wanneer die Here hulle oordeel, dan raak hulle rooi van skaamte, soos onder andere lees in Jeremia 50 vers 12, as gevolg van God se komende oordeel oor sonde en so meer. So die verwysing na die draak as rooi, het waarskynlik geen meer betekenis as om bloot die antithese van die goddelike lyn te verteenwoordig nie. Israel is aan die een kant, of die nuwe Israel is aan die een kant, die kerk is aan die een kant, die gelowige gemeenskap is aan die een kant, en jy die rooi draak aan die ander kant, wat weer nie Jakob is nie, dit is nie Israel nie, inteendeel is die teenoorgestelde, dit is rooi, dit is Edom, Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. Dit is waarskynlik die konnotasie wat daar getrek word, met die idee dat hy dan nou rooi is. Nou rakende die draak, ons weet nou hy is rooi en rooi, maar Jesaja 27 handel, of sien ons handel oor die nuwe verbond. En daarom, omdat dit handel oor die nuwe verbond, kan Paulus ook Jesaja 27 vers 9 aanhaal in Romeine 11 vers 27. Hy haal juis 'n skrif uit Jesaja 27 uit aan, omdat dit 'n verwysing is na die nuwe verbond. En hy verwys na die tyd wat die Here kom om die sondes van die uitverkorenes te versoen. En hy sê in Romeine 11 vers 27, en dit is van my kant die verbond met hulle as ek hulle sondes wegneem. Hy praat van die nuwe verbond, waar die sondes weggeneem word. En hy haal Jesaja 27 aan, as hy dit sê. So dit wat Paulus aanhaal, is net die eerste helfte van Jesaja 27 vers 9. Die tweede helfte van daardie vers, saam met die volgende vers, wat hy nou nie heeltemal aanhaal nie, hy haal net 'n deeltjie aan as 'n verwysing, en hy haal die eerste helfte van daai vers aan, die tweede helfte, saam met die volgende vers, in Jesaja, brei uit oor die periode van tyd, wanneer dit gaan gebeur, en hoe die Here daardie versoening van sondevergifnis gaan teweegbring. En ons lees die gedeelte wat Paulus aanhaal, saam met die deel wat daarop volg, want hy gaan nou nie die hele boek Jesaja aanhaal nie, maar ons lees die deel wat hy aanhaal, plus die deeltjie wat daarop volg, en dit sê, daarom sal hiermee die skuld van Jakob versoen word, dit is wat Paulus aanhaal, en dit is die volle vrug van die wegneming van sy sonde, dubbelpunt, as hy al die altaarklippe maak, soos verbryselde kaalklippe, die heilige boomstamme en die sonpilare nie meer oprys nie, want die versterkte stad is eensaam, 'n woning wat ontvolk en verlate is, soos die woestyn. So saam met daai versoening, saam met daai vervulling van die nuwe verbond, sien ons die versterkte stad, natuurlike verwysing na Jerusalem, wat eensaam is, 'n woning wat ontvolk en verlate is, en die heilige boomstamme, alle afgoderry word daarvan af verwyder.
Met ander woorde, saam met die versoening van sonde word Jerusalem eensaam, ontvolk en verlate soos die woestyn, en so sien ons ook die insameling van die uitverkorenes vir die nuwe Jerusalem. Aan die einde van daardie hoofstuk in Jesaja, waar ons ook dan sien aan die einde van daardie hoofstuk van Jesaja, dat daar 'n bassein geblaas word, of gevind word. Soos met die 7de bassein wat ons in die vorige hoofstuk gesien het. En ek lees die einde van hoofstuk 27 van Jesaja, en in die dae sal, dis nou vers 12 tot 13, en in die dag sal die Here vrugte afslaan van die stroom van die Eufraat af tot by die spruit van Egipte, en julle sal ingesamel word, een vir een, ook kinders van Israel, en in die dag sal daar met 'n groot bassein geblaas word, dan sal kom die wat verlore is in die land Aser, en die wat verdryf is in Egipte land, en hulle sal die Here aanbid op die heilige berg in Jerusalem. Dis nuwe verbondtaal wat ons daar sal sien. Met ander woorde, die skrif wat Paulus aanhaal in Jesaja 27, as 'n verwysing na die vervulling van profesie, in terme van die nuwe verbond, en die vergifnis van sondes, waarmee dit gepaard gaan gepaard met Jerusalem wat verlate staan, die trompet wat geblaas word, en die heidene wat van alle lande af ingesamel word, sowel as aanbidding op die heilige berg in Jerusalem, waarskynlik as 'n verwysing na die nuwe Jerusalem, as 'n verwysing na die nuwe verbond, soos ons laas keer bewys het. Aangesien die fisiese stad Jerusalem verlate is. Ek meen, hoe is Jerusalem verlate? Dit het 'n woestyn geword, maar nou versamel hulle by Jerusalem om te aanbid as dit verlate is. Want dit praat nie van 'n fisiese stad nie. Dit praat van die nuwe verbond, en ons weet dit praat van die nuwe verbond, want Paulus haal 'n skrif daaruit aan. As die versoening van sonde, dat ons sonde uitgewis word. Nou wat wel interessant is rondom hierdie gebeure, in hierdie hoofstuk 27 van Jesaja, is die manier hoe die hoofstuk van Jesaja begin. Dit is alles wat in hoofstuk 27 van Jesaja plaasvind. Maar dit begin in vers 1 deur om te sê, in die dag sal die Here met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, die vinnige slang, en oor die Leviathan, die kronkelende slang, en hy sal die draak doodmaak, wat in die groot water is. Hy sal die draak doodmaak, wat in die groot water is. Die Leviathan, die slang en die draak is almal een en dieselfde ding. Daarom kan daar ook in Openbaring 20 vers 2 gesê word, en hy het die draak gegryp, die ou slang, wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. En so sal ons dus sien dat Openbaring 20, soos ons dit sopas gelees het, bloot net 'n herhaling is vanaf 'n ander perspektief, soos ons dit in ons hoofstuk vind in vers 9, waar byvoorbeeld staan Openbaring 12 vers 9, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, die duiwel en Satan. Dis presies wat ons net in hoofstuk 20 gelees het. Wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Dis niks anders as wat ons gaan lees in hoofstuk 20 nie. Maar die punt is dit, daar was in die Ou Testament al gepraat van die duiwel as die draak. Maar meer as dit, daar word van hom gepraat as die draak wat verslaan gaan word binne dieselfde periode van tyd wat Christus as versoening vir ons gaan intree. Dis die interessante gedeelte. Inteendeel, dit word geopen daarmee, hoofstuk 27. Hoofstuk 27, Paulus haal 'n deel eers later in daai hoofstuk aan, waar Jerusalem verlate is, en daar dan nou die nuwe Jerusalem kom, en die heidene word ingebring, en so aan. En Paulus haal in die middel van dit aan, maar dit begin deur die draak wat verslaan word. Hy's daar, in dieselfde periode van tyd. Dis die interessante deel. So die Ou Testament praat al van die duiwel as die draak. Maar meer as dit, daar word van hom gepraat as die draak wat verslaan gaan word binne dieselfde periode van tyd, wat Christus as versoening vir ons gaan intree. En ons weet dit, want Paulus haal dit aan. Daar is nie duisende jare in Jesaja se profesie tussen die versoening van sondes en die gebeure rondom die draak nie. Ons sien nie dit daar nie.
Dit alles vind plaas binne dieselfde periode van tyd, dieselfde periode van profesievervulling. En soos ons sien, die profesie vind binne dieselfde tyd plaas, selfs in ons hoofstuk. Want die vrou en die draak word gesien op dieselfde tyd in ons hoofstuk. Nie waar nie? En die draak is ook daar wanneer die kind gebore word. Dit is wanneer Jesus gebore is. Jesus word nie in die toekoms gebore nie, hy is in die verlede gebore. En die draak was daar as deel van die vervulling van profesie. Daar gaan ook die duisende jaar in ons teks verby nie. Nou, die moeilikste gedeelte van hierdie vers is nie die identifisering van die draak, wat die duiwel is, en die identifisering van die tyd waarbinne hierdie plaasvind, naamlik binne die eerste eeu toe Jesus gebore is nie. Dit is nie die moeilikste deel om te weet dat die draak die duiwel is en wanneer wat die tyd is waarvan die gepraat word nie. Dit praat van die eerste eeu, rondom dieselfde periode van tyd wat daai kind gebore is, Jesus gebore is. Die moeilike deel is die feit dat hy 7 koppe, 10 horings en 7 krone dra. Dit is die moeilike deel. Okay? Ons weet wie dit is, ons weet wanneer dit is, maar nou moet hy nog gaan staan en 7 koppe en 10 horings hê, en 7 krone dra. En dit is moeilik, want dit word nie aan ons verduidelik of verklaar in hierdie hoofstuk wat daarmee bedoel word nie. Dit staan nie vir ons hier nie. Wat ons wel sien is die feit dat die eerste dier, nou onthou die dier en die draak is 2 verskillende goeters. Okay? En ons sal in die volgende hoofstuk van die dier leer. Maar die dier en die draak is 2 verskillende goeters. Ons weet die draak is Satan. Dit word uitdruklik vir ons gesê. So wat ons wel sien is die feit dat die eerste dier waarvan ons gaan lees in hoofstuk 13 ook 7 koppe het en ook 10 horings het, nes die draak. Alhoewel die dier 10 krone het, terwyl die draak net 7 krone het. So hulle krone verskil, maar hulle koppe is dieselfde en hulle horings is dieselfde. Hulle krone verskil. En ons lees in Openbaring 13 vers 1, daar staan, en ek het 'n dier uit die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings en op sy horings 10 krone. Nou wat eenders is tussen die dier en die draak is die 7 koppe en die 10 horings. Dit sien ons is presies dieselfde. Nog 'n ooreenkoms is die feit dat die dier rooi is, soos ons lees in Openbaring 17 vers 3, waar die dier weer genoem word, daar sien ons, en hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name met 7 koppe en 10 horings. So ons weet dit is dieselfde dier, maar dit het 7 koppe en 10 horings, daar sien ons hy skarlakenrooi. Okay, maar dit is ook die dier. So ons sien daardie ooreenkoms ook met die draak dan. So hy is rooi, hy het 10 horings en hy het 7 koppe. Okay. Nee, 7 koppe, 10 horings al. So ons sien dis die ooreenkoms van 'n rooi voorkoms tussen die dier en die draak, maar meer as dit word net die 7 koppe en die 10 horings van die dier genoem, nie die krone in hierdie spesifieke vers nie. Ons sien die krone word uitgelos in Openbaring 17 vers 3. Daar staan net hy is skarlakenrooi en hy het 7 koppe en 10 horings, so die krone word weggelaat. Amper as iets wat sekondêr is as jy wil. Maar dit is ook net hierdie 2 dinge, naamlik die hoeveelheid koppe en die hoeveelheid krone, dit is nie daai 2 goeters, nie die krone nie, wat ooreenstem met die draak. Verdermeer, dit is ook net hierdie 2 waarvoor daar vir ons 'n verduideliking gegee word van wat dit is. Daar word nie vir ons verduidelik wat die krone is nie. Terwyl Openbaring wel vir ons sê wat die koppe is en wat die horings is. So weer eens, die koppe en die horings moet dan belangriker wees as die krone, wat nou nie ooreenstem nie, want daar word ook nie vir ons verduidelik wat die krone is nie, maar daar word wel vir ons verduidelik wat die koppe en die horings is van die dier, of ten opsigte van die dier. En ons lees dit in Openbaring 17 vers 9 tot 12 waar staan, hier kom die verstand wat wysheid het te pas, die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit, en hulle is 7 konings. So daar is die verduideliking. En 'n verduideliking is nie van profetiese beeldspraak. Jy gaan nie beeldspraak verduidelik met ander beeldspraak nie.
Dit is konings, dis wat dit is. En hulle is 7 konings, so die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit, en hulle is 7 konings. 5 het geval, en 1 is, met ander woorde, is tans aan bewind. Die ander 1 het nog nie gekom nie. En wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly, en die dier was, en die dier wat was en nie, is self ook die 8ste, en hy behoort by die 7, en gaan na die verderf. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings, 1 uur lang saam met die dier. So hulle is nie noodwendig konings nie, maar hulle ontvang mag, asof hulle amper konings is. Soos miskien tweede in beheer, as jy dan nou dalk wil, jy weet. Die krone word nie verduidelik nie. Die koppe en die horings word wel verduidelik. So wat ons dus weer eens vind in Openbaring, is 'n herhaling vanuit verskillende perspektiewe. Want ons sien dieselfde beeldspraak wat plaasvind. En waar die 7 koppe en die 10 horings dieselfde 7 konings en 10 gezaghebbende figure verteenwoordig by die draak, verteenwoordig dit ook by die dier, of waar dit verteenwoordig by die dier, verteenwoordig dit ook by die draak. Ons sien dit vanuit verskillende perspektiewe, want weer eens Openbaring herhaal homself. Ons sien nie ooreenkoms tussen die draak en die dier. Hulle is albei rooi. Hulle krone verskil, maar die krone word in elk geval nie eens vir ons verduidelik later wat dit is nie. Hulle is albei rooi, hulle albei het 7 koppe, hulle albei het 10 horings. En aangesien Openbaring homself heeltyd herhaal, en daar word vir ons 'n verduideliking gegee daarso van wat die horings en die koppe is, moet dit ook dieselfde verduideliking vir die draak wees. En julle sal sien hoekom dit ook nog sin maak soos ons aangaan. Maar wat ons weer eens vind in Openbaring is herhaling vanuit verskillende perspektiewe, waar die 7 koppe en die 10 horings dieselfde 7 konings en 10 gezaghebbende figure verteenwoordig by beide die draak, sowel as by die dier. Dis dieselfde ding. Daar is nie 7 konings by die draak en dan kom maar later 7 konings by die dier nie. En dan is 10 gezaghebbende figure of wat net onderdane van die koning is, wat nie regtig konings is nie, maar koninklike gesag by die dier en dan het hulle ook dieselfde by die draak nie. Dis die 2 verskillende koninkryke wat plaasvind. Dis dieselfde ding, maar weer eens vanuit verskillende perspektiewe uit. Die dier en die draak staan ook in noue verwantskap met mekaar, want soos ons lees in Openbaring 13 vers 2 waar staan, en die draak het aan hom, dis nou die dier, en die draak het aan die dier sy krag en sy troon en groot gesag gegee. So daar's 'n nou verband ook tussen die draak, wat die duiwel is, en die dier dan nou. So wat is dan die verskillende perspektiewe wat herhaal word rakende hierdie 7 konings en die 10 gezaghebbende figure ten opsigte van die draak en die dier? Wat is die oogpunt vanaf die draak en wat is die perspektief vanaf die dier dan, as dit 2 verskillende perspektiewe is van dieselfde goed? Die perspektief vanaf die draak se oogpunt is die demoniese, of althans die duiwelse. Want dit is letterlik die duiwel. Dit is die perspektief. Die perspektief in ons hoofstuk is die demoniese, die duiwelse ryk, as jy wil, en die duiwelse invloed op hierdie figure. Die 7 konings en die 10 mense wat koninklike gesag het. Dis die duiwelse of demoniese invloed op hierdie figure. Dis die perspektief in ons hoofstuk. Terwyl die perspektief vanaf die dier hierdie figure weer uitbeeld vanaf 'n menslike perspektief. Nie die bonatuurlike, geestelike perspektief nie. Die dier beeld dit weer uit vanaf 'n menslike perspektief. Of althans dan, as jy wil, die Romeinse ryk, waarvan hierdie 7 konings letterlike konings was. Waarvan anders was hulle konings? Daar word ons gesê, hulle is letterlike konings, nie waar nie? Maar die perspektief in ons hoofstuk is vanuit 'n demoniese oogpunt. Die dier se oogpunt is weer vanaf 'n menslike oogpunt of van 'n letterlike oogpunt, die Romeinse ryk waarvan hierdie konings dan 'n letterlik deel is. Want die Romeinse ryk was die ryk aan daai tyd.
waarvan hierdie 7 konings letterlike konings was. Of soos daar vir Johannes gesê was, in die tyd toe hy hierdie visioen gekry het, en hulle is 7 konings, 5 het geval, met ander woorde 5 is al dood, teen die tyd wat Johannes hierdie geskryf het. En 1 is, met ander woorde, hy is tans aan bewind. Die ander 1 het nog nie gekom nie, met ander woorde, dit gaan nog plaasvind, in die tyd wat Johannes hierdie geskryf het. En dan sê dit, en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly, die ou wat nou nog moet kom na die ou wat nou aan bewind is. En ons sal histories sien hoe dit letterlik net 'n kort tydjie was vir die ou wat na hom gevolg het. Nou ons hoofstuk vang dus die perspektief van hierdie konings vas as konings en heersers van die Romeinse ryk wat onder demoniese en duiwelse invloed was. Of althans vanaf die perspektief van die draak dan as jy wil. Want die draak is die duiwel. Die horings of die koppe is letterlike konings. En die konings is onder beheer van demoniese invloed. Terwyl daar weer van dieselfde konings gepraat gaan word vanaf 'n menslike perspektief, of althans vanaf die dierse perspektief wat die Romeinse ryk verteenwoordig. En ons sal nog sien, nie nou nie, maar ons sal nog sien meer bewyse dat dit wel die Romeinse ryk is. En daarom is dit ook nie ongewoon in die Ou Testament dat die heersers, die fisiese konings, die letterlike konings van die Ou Testament, wat in baie gevalle kom om God se volk te oordeel, beskryf word as die draak nie, of as 'n draak nie. Want hulle was waarskynlik onder demoniese invloed gewees. En God gebruik demoniese magte om sy wil uit te voer. Dit sien ons in die Bybel. Maar daardie demoniese magte werk ook deur letterlike mense, en daardie demoniese magte en die duiwel werk ook deur letterlike heerskappye, koninkryke, Babylon. Ons lees onder andere in Jeremia 51 vers 34, daar staan: Nebukadneser, die koning van Babel, het my opgeëet, my vernietig, hy het my neergesit soos 'n leeskottel, hy het my verslind soos 'n draak. Hy het sy buik met my lekkernye gevul, hy het my weggestoot. Esegiel 29 vers 3 sê, spreek en sê, so spreek die Here, Here, kyk, ek het dit teen jou, o Farao, koning van Egipte, jou groot draak, wat in jou strome lê, wat sê, my stroom is myne en ek het dit vir my gemaak. Esegiel 32 vers 2 sê ook, mensekind, hef 'n klaaglied aan oor Farao, die koning van Egipte, en sê vir hom, jong leeu onder die volke, verlore is jy, en jy was soos 'n draak in die groot water. En jy het uitgebreek in jou strome en die waters geroer met jou pote, en die strome daarvan troebel gemaak. Dit is nie ongewoon dat ons dit sien in die Ou Testament nie. Dat die draak daar tevoorskyn kom, waar die teenstander vanaf 'n menslike oogpunt, Babylon, Nebukadneser, Egipte, Farao, as 'n draak verteenwoordig word. Waarskynlik as 'n uitbeelding van die demoniese invloed waaronder hulle kom. Die perspektief in ons hoofstuk word oorgedra om die demoniese betrokkenheid vas te vang. Dit word vir ons gewys dat die duiwel was betrokke, of was gebruik deur die Here, in alles wat gebeur het in hierdie eerste eeu. Die duiwel doen dit nie self en loop met 'n swaard rond en steek mense nie. Hy steek nie mense met sy horings raak nie. Dis nie wat die duiwel doen nie. Nêrens het jy al ooit gesien in die Bybel dat die duiwel kom en hy kom met sy vurk en hy steek mense. Die duiwel doen dit nie. Hy neem nie gou 'n vorm aan en dan steek hy mense dood nie. Dis nie hoe die duiwel werk nie. Hy maak gebruik van mense. Hy maak gebruik van koninkryke. En in hierdie geval hoofsaaklik konings en maghebbers, soos dit ook nog altyd die geval was. 7 konings, 10 onderdane of mense wat dieselfde gesag het as konings. Hy gebruik hulle soos wat hulle gebruik was ook in die Ou Testament. Dit was nie Satan self wat Job se teëspoed gebring het nie. Satan het nie gekom en gou almal doodgemaak, seker gemaak hy steek al die beeste dood nie. Dit was nie Satan self wat dit gedoen het nie. Maar hy was tog die dryfkrag agter dit. Hy is die een wat dit georgestreer het. Hy het dalk nie self die bees gaan doodsteek van Job nie.
Hy het nie dalk self sy kinders doodgemaak nie. Hy het nie self sy diensknegte doodgesteek nie. Maar hy was die dryfkrag agter dit. Hy het dit geïnisieer, hy het dit georgestreer. Dit was onder andere, as ons Job lees, die Chaldeërs en die Sabeërs, wat sy beeste en kamele gesteel het, en sy diensknegte doodgemaak het. Dit lees ons in Job 1 vers 15 tot 17. Maar ek dink dit was Satan. Maar nou is dit die Chaldeërs en die Sabeërs wat dit gedoen het. Nou wie was dit nou? Nee, dit was Satan, wat het in hulle hart gegee het om dit te doen. Hy het georgestreer. Hy gebruik mense, hy gebruik koninkryke, hy gebruik die Chaldeërs, hy gebruik die Sabeërs. Farao is 'n draak. Nebukadneser is 'n draak. Ons lees in 2 Samuel 24 vers 1, daar staan, en die toorn van die Here het weer ontvlam teen Israel, en hy het Dawid teen hulle opgehits en gesê, gaan tel Israel en Juda. Dis die toorn van die Here. Maar in 1 Kronieke 21 vers 1 lees ons, en die Satan het teen Israel opgestaan en Dawid aangespoor om Israel te tel. Samuel sê, God het dit gedoen. Die toorn van die Here het weer ontvlam teen Israel en hy het Dawid teen hulle opgehits en gesê, gaan tel Israel en Juda. 1 Kronieke 21 sê, dis die Satan wat Dawid aangehits het om dit te doen. Om Israel te tel, want God se toorn was teen Israel. Nou is hierdie stellings teenstrydig met mekaar? Nee. God is bloot en altyd die eerste oorsaak. Hy is altyd die eerste oorsaak en die duiwel is die sekondêre oorsaak. Terwyl dit deur 'n mens, naamlik Dawid, 'n derde oorsaak as jy dan nou wil, uitgevoer was. God bly altyd die eerste oorsaak, want God is in beheer, God is soewerein en die duiwel is nie. God se wil sal staan. Maar hoe het hy dit gedoen? Deur die duiwel. Hoe deur die duiwel? Deur die duiwel wat Dawid beïnvloed het. Dawid het dit uitgevoer. En God gebruik gereeld die duiwel om sy oordeele oor Israel te bring. Om dinge op aarde te doen. En so sien ons in Rigters 9 vers 23 en 24, daar staan ook, toe het God 'n bose gees gestuur na Abimelech en die burgers van Sichem, en die burgers van Sichem het ontrou gehandel teenoor Abimelech, sodat die geweld teenoor die 70 seuns van Jerubbaal sou kom, en hulle bloed op Abimelech, hulle broer wat hulle gedood het, en op die burgers van Sichem wat sy hande versterk het om sy broers te dood, gelê sou word. Dis God wat 'n bose gees stuur. Dis God wat vir die duiwel sê, gaan doen met Job wat jy wil. Hy doen dit self en hy gebruik mense om dit te doen. Die duiwel is dus die dryfkrag agter die gebeure wat ons sien in die eerste eeu, soos ons dit kry in ons hoofstuk. Insluitend die vervolging van gelowiges in dieselfde periode van tyd, want ons sien, hy vervolg die vrou, die gelowige gemeenskap. Dit was deel van wat gebeur het in die eerste eeu. Daar het 'n oordeel gekom oor Juda, en daar was ook vervolging teenoor gelowiges. Die duiwel was dus die dryfkrag agter die gebeure van die eerste eeu, insluitend die vervolging van gelowiges in dieselfde periode van tyd. Net sy ook die dryfkrag was agter Job se tyd van beproewing, so is hy die dryfkrag agter die gelowiges se beproewing van die eerste eeu. Net soos wat hy die dryfkrag was agter Job se beproewing. Maar so sal die kerk, of althans die vrou dan nou as jy wil in ons hoofstuk, ook beskerm word, want ons sien sy word beskerm. Net soos wat Job beskerm was. Jy kan hom aantas, maar mag hom net nie doodmaak nie, het die Here vir Satan gesê van Job. En so word die vrou ook beskerm. Die gemeente word beskerm. En soos die Here ook die gemeente in Philadelphia gesê het, in Openbaring 3 vers 10, waar staan, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou bewaar in die uur van beproewing. Hoekom moet die Here hulle bewaar in die uur van beproewing? Want daar is beproewing, daar gaan beproewing kom. Die Satan is daar, hy vervolg die vrou, die gemeente. Maar die Here sê vir die gemeente in Philadelphia, ek
Moenie worry nie, julle was getrou, so ek sal julle bewaar in die uur van beproewing. Nie, ek gaan die uur van beproewing wegvat nie. Nie, ek gaan die duiwel stopsit nie, maar ek sal julle bewaar, sê die Here vir die gemeente in Philadelphia. Want daar kom wel 'n tyd van beproewing, wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel, sê Openbaring 3 vers 10. Baie van daardie vervolging oor die kerk het gekom van die Jode af. Dit het ons gereeld gelees in Handelinge. Die Jode het die hele tyd die gelowiges vervolg. Maar, so 70 na Christus nader gekom het, was daar al hoe meer vervolging wat plaasgevind het teenoor gelowiges vanaf die Romeinse Ryk. Die Romeine het die gelowiges ook begin vervolg, ernstig begin vervolg. Soos ons nog histories sal bewys in die volgende hoofstukke, maar onder andere die Romeinse Ryk het die gelowiges aangesteek, hulle het hulle op pale in die strate afgesit, die Christene, hulle aan die brand gesteek, sodat hulle lig maak in die aande. Dis wat hulle met Christene gedoen het. Line op, ons steek hulle in die brand, ons soek lig in die strate. Dis wat die Romeinse Ryk gedoen het, soos wat 70 na Christus nader gekom het. Hulle het hulle in die Colosseum vir diere gevoer. Dat almal kan kyk, dat hulle 'n bietjie sports kan hê. Die gelowiges moet daar saam met die leeu's gaan speel. Dis wat hulle met die gelowiges gedoen het. En hulle het hulle ook gekruisig, soos die Romeinse Ryk ook met Petrus gemaak het. Onderste bo altans gekruisig. Petrus het ons gesê, hy is nie waardig om gekruisig te word soos Jesus nie. Hulle moet hom eerder onderste bo kruisig. En die Romeinse Ryk het dit gedoen. Die Jode het die gelowiges vervolg, maar die Romeinse Ryk het dit 'n stap verder gevat, soos wat 70 na Christus nader gekom het. Die vervolging van gelowiges in die eerste eeu, soos dit uitgebeeld word deur die vrou, vind plaas in ons hoofstuk vanaf 'n demoniese en 'n duiwelse oogpunt. Daar was duisternis wat aan die werk was. Duiwelse duisternis. Naamlik die draak dan nou as jy wil. En daardie draak maak gebruik van konings en maghebbers wat letterlik bestaan het in die Romeinse Ryk. En dit word vir ons gesê hulle is konings. En net 'n laaste punt, die krone verwys waarskynlik na niks meer as 'n vorm van gesag wat die konings en die gesaghebbers gehad het nie, aangesien die getal verskil en daar ook nooit 'n alternatiewe verduideliking gegee word van wat die krone verteenwoordig het. So waarskynlik beteken dit maar net 'n tipe van 'n gesag wat hulle gehad het. Die nommer kan verskil. Dit maak nie regtig soveel saak of dit beteken nie iets alternatiefs as bloot net 'n gesag wat aan hulle gegee is nie. Want daar word nie vir ons gesê dit verteenwoordig iets anders nie. Die koppe en die horings word wel vir ons gesê. Die 7 koppe by die dier en by die draak. Die 7 koppe is konings. 5 is klaar dood, 1 bestaan nou, daar kom nog 1, sê die Here vir Johannes. En die 10 horings hulle is nie konings nie, maar hulle het die gesag van konings. Soos waarskynlik soos iemand wat in beheer is van die army, of wat ook al as jy wil. En dit is wat ons hoofstuk dan nou verteenwoordig, is die beheer van die Romeinse Ryk, of althans daardie konings, as jy wil, vanuit 'n demoniese perspektief. Die opvolgende hoofstukke handel weer oor dieselfde gebeurtenisse, maar vanaf 'n menslike en 'n praktiese, iets wat jy kan sien, perspektief, as jy wil. Want weer eens, hierdie is goeders is geestelik. Ek meen, die vrou, daar het nie letterlik 'n vrou rondgegaan nie, nee, die vrou is die gelowige gemeenskap. Die draak is die duiwel. En die horings en die koppe is dan nou die konings, waardeur hy sy plan uitvoer, want hy voer nooit sy plan op 'n ander manier uit nie, as deur mense nie. Hy gaan steekie letterlik self die gelowiges dood nie. Dis hoe hy nog altyd sy plan uitvoer. Hoe voer die duiwel sy plan uit teen gelowiges? Nog altyd? Deur ander mense. Fisiese mense. Mense wat letterlik bestaan. Wolwe wat met skaapsklere inkom in die kerk.
Dis hoe hy dit doen, of letterlike vervolging. En dis wat in die eerste eeu ook gebeur het. Iemand moes gebruik geword het deur die duiwel. Dit gaan nie die duiwel self wees nie. Hy gaan nie self kom met sy vurk nie. Iemand moes die werk van die duiwel doen. Wie is dit? Die 7 koppe en die 10 horings. Dis wie dit gaan doen. Die konings, die manne wat in beheer is. En dit is die Romeinse Ryk. Waarvan 5 al dood is. 1 bestaan op die oomblik en daar kom nog een. Ons hoofstuk is van 'n demoniese oogpunt. Die volgende hoofstuk is weer van 'n praktiese ooglopende, dit wat ons kan sien, oogpunt. En dit is die rooi draak. Maak dit sin? Ok, kom ek sluit gou af en kan julle vra as daar vrae is om te vra. Ag, dankie Here vir die woord en dankie vir die wysheid en dankie Here dat ons ook kan weet dat selfs in moeilike tye soos daardie tyd, as U hulle beskerm het Here, hoeveel meer sal U nie ook ons beskerm nie. Nou dat ons in die volheid van die koninkryk wandel, volheid van die verbond Here. Ag Here man, laat ons tog maar net besef wat so groot genade U verbond met ons is, dat ons kan weet dat ons in die palm van die hand is, niemand kan ons daar uitdruk nie, niemand kan ons wegvat nie. En meer as dit Here, U beskerm ons. U is ons herder. En as U aan ons kant is, wie kan teen ons wees? 1000 sal aan ons linkerkant val, 10.000 aan ons regterkant. Here, want U is met ons. En Here, mag ons dit nooit vergeet nie. Mag ons nooit vergeet, Here, dat U aan ons kant is nie. Alle lof, alle eer, alle glorie, kom U na Hom toe, Here. Want U is God en U is Heer en U is waardig. Amen.